jou. Okay, so jy gaan vir my sê, want ek sê of die volgende stowwe ioniseer of dissosieer. Okay, en dan moet jy vir my die naam gee van elke stof. En dan sal ek gaan met die vergelyking. Okay, sê vir my die eerste ene. Ioniseer. Hy gaan ioniseer, jy is heeltemal reg. En sy naam? Salpetersuur. Salpetersuur. Okay. Goed, so salpetersuur is 'n kovalente binding. Wanneer hy gemaak word, is hy nou moet ek baie mooi dink. Ek dink hy's 'n vloeistof. Hy's of 'n vloeistof of 'n gas. Ons gaan met gas. En hy reageer met water, want hy is 'n kovalente binding, so hy gaan nou eers ioniseer vir die heel eerste keer en dan vorm dit H3O+ aqueous en dit vorm nitraat aqueous. Hierdie was huiswerk. Nee, ek weet jy vraag dit is nie hierdie verstaan. Jy praat baie groot nonsens. Ewen nou juffrou. Ek figure dit. Okay, 1 het nie gister geluister nie. Nommer 2 is as jy vir my sê jy het nie verstaan nie, wil ek sien hoe jy nie verstaan nie. Jy het nog absoluut niks gedoen nie. Ja. Is salpetersuur nie 'n liquid nie, want ons 'n L langs hom. Is al L langs aan. Was hy al langs aan. Sjap. Ja. Juffrou, hoe moet hy split op 'n H3O en iO3? Want hy is nie, as dit 'n solid is dit nie teen 'n sout wat 'n ioniese stof is. Dan gaan hy dissosieer. Maar as hy 'n liquid is of 'n gas is hy 10-1 'n kovalente binding en dan gaan hy 'n waterstof weggee of vat om 'n ion te vorm vir die eerste keer. Okay. Wag, nou het ek nog 'n paar vrae. Dis ja. Hierdie ding. Wat is sy naam? Hy is hydronium. Mooi. Hydronium ion. Okay. Nou sommer 'n inleiding vir die volgende hoofstuk. Hierdie is salpetersuur, hy's 'n suur en hy gee 1 waterstof weg. Okay? So wanneer hy 1 waterstof weggee, 1 maal waterstof weggee, noem mens dit 'n monoprotiese suur. Want mono beteken 1. So hy gee 1 waterstof weg. Okay? So dis sy naam of hoe hy ons hom beskryf. Hy's 'n monoprotiese suur want hy gee 1 waterstof weg. Hoekom proties? Want as jy kyk na waterstof bestaan uit 1 proton en 1 elektron. Dis wat waterstof het. So as hy 'n H+ is, wat beteken plus? Beteken hy het nie meer elektrone nie of hy het 'n elektron weggegee. So nou is hy letterlik net 'n proton. Ons geen elektron, is letterlik net ons noem dit 'n kaal proton. Okay? So as ons sê hy's 'n monoprotiese suur, mono beteken 1, proton beteken waterstof ion. So hierdie ding is 'n monoprotiese suur, so hy gee 1 waterstof weg. Okay. Goed, so ek leer julle nou nog goed vir die volgende hoofstuk. Okay, die volgende ene B. Kort nie wil ek weet wat gaan met hierdie ding gebeur en wat is sy naam? Hy gaan Dissosieer. Hoe weet jy gaan dissosieer? Want hy is 'n metaal met 'n nie. Hy sê, okay, so jy is 'n paar maniere hieraan kan kyk. Dis 'n metaal met 'n nie-metaal, wat beteken dit is 'n wat 'n tipe binding? Ioniese binding. Die ander ding waarna jy kon gekyk het is daar's 'n sout of 'n S langs aan solid. Wat beteken gaan 10-1 dissosieer. En dan sorry kort nie, sê gou vir my, wat is sy naam? Calcium with a D or a T? D. Calciumbromied, want hy het geen suurstowwe.
Okay, so ons het kalsiumbromied, hy's 'n solid, so hy dissosieer in die teenwoordigheid van water. So water is bo op die pyltjie en dan split hy net op in sy kalsium-ioon aqueous en 2 broom-ione. Broom se valensie is -1, maar daar's 2 brome, dit beteken hy vorm 2 ione. Is jy reg? Okay, ja. Dit maak nie saak waar die plus en die plus van die baie is, plus en die daar staan. Is dit plus 2 op 2? Ja, ja. Okay, dan volgende ene, ja? Is dit broom-ioon of bromied-ioon? Want hy split op in kalsium-ioon en is dit broom-ioon of bromied? Bromied. Ja. Hoekom is dit 2 brome as diatomiese bond? As sê nou maar ek het vir jou gesê, jy het kalsium, jy het vat 'n stukkie, is 'n klippie, stukkie kalsium en jy laat hom met broom reageer. Dan skryf jy hom so neer. Maar as hy gaan oplos in water, dan los hy op in sy ioonvorm. Dan word hy 'n ioon en 'n ioon is nie diatomies nie. So 'n ioon is enkel. Sharp. Mag, ek moet nie die naam sê nie. Lenay, jy gaan antwoord. Lenay, dissosieer of ioniseer en naam. Dissosieer. Hoekom? Ek het gekyk na daai elektromagneties, daai en Oh, wow, okay, so jy het gekyk na die verskil in elektronegativiteit. Nou hoe die ding is, het jy dit gedoen, want sulfaat is 'n polyatomiese ioon. Okay, alrighty. Anyway, en wat is sy naam? Magnesium sulfaat. Okay, goed. So jy vat magnesium sulfaat, solid, en hy split op in die teenwoordigheid van water. Dit is dissosieer en hy vorm vir jou die magnesium 2+ ioon en die sulfaat polyatomiese ioon. Ja. Maar hoekom split die wat sê dit is? Ja. Hoekom gaan hulle nie breed nie? Die sulfaat polyatomiese ioon is 'n baie sterk gebinde of naby aan mekaar gehoude verbinding. So hierdie tree op as 'n pakkie. As hy ooit so saam is, gaan hy 10-1 saam bly tensy hy begin reageer met 'n suur. Dan mag hy moontlik opsplit, maar nie noodwendig nie. Welkom by chemie. Waar alles grys is, ja? As jy nou nie gekyk het na die elektronegativiteit nie, maar moet jy geweet het omdat hy 'n polyatomiese ioon is. Nee, dis omdat dit 'n solid is. Dis 'n metaal met 'n nie-metaal verbinding. Ja. Ek het net gedink omdat sulfaat ook klaar 'n ioon is. Omdat? Sulfaat is mos klaar 'n ioon is. Ja, so is klaar ioniese. Dis wat ek gedink. Ja. Ja. Ek het nou 'n vraag daar gevra het, but what would it be? En jy is so reg, Bernard, vir jou vraag. Hæ? Jy lyk reg. Okay, goed. Vraag D. Okay, nou vraag D het ek gesê met uitlos, maar ek het gesê met 4 reeltjies ooplos vir hom, né? Nee? Okay. So daar het ons nou Bernard jou vraag gaan wees, gaan hy ioniseer of dissosieer en wat is sy naam? Die eerste vraag weet ek nie, maar ek dink is die waterstofsulfaat. Nee. Sy naam eindig met suur. En jy mag net vir Courtney bel om te hoor of hy gaan ioniseer of dissosieer. Dink jy sy
Sy naam eindig met suur. Carissa het seker antwoord. Ja. Maar jy gaan hom nou gee. Swaalsuur. Ja, mooi Carissa. Dit is swaalsuur. Jy kan of sê swaalsuur of jy kan sê swawelsuur. Dit maak nie saak nie. Kort nie, wat sê jy nou gaan gebeur? Kort nie. Hy gaan ioniseer. Hoe weet jy dit? Hy is 'n liquid of 'n suur gaan ioniseer, want hy is kovalent gebind. So hy gaan ioniseer. Alright, nou hierdie suur is 'n diprotiese suur. Hierdie suur, ons het gehad 'n monoprotiese suur, want hy het een waterstof weggegee. Hierdie suur is 'n diprotiese suur. 'n diprotiese suur. Die beteken 2. So hy gaan sy waterstof afgee in 2 stappe. OK. So vir hierdie ionisasie reaksie het ons 'n stap 1 en 'n stap 2. Stap 1, stap 2. OK, en dan het ons ook 'n netto stap. En dis hoekom ek gesê het jy moet 4 reëls ooplos vir en dit is. OK, so stap 1 vat jy vir swaalsuur en hy reageer met water want dit is ionisasie. En hy gee 1 waterstof weg op 'n slag. So in die eerste stap gee jy 1 waterstof weg en dan vorm dit die hydronium-ioon, aqueous, so ek het nou nie fases hierby nie, en die waterstofsulfaat-ioon. Okay. Maar hierdie dingetjie het nog 1 waterstof wat hy kan weggee. So dan vat ons hierdie ding daar in stap 2 en waterstofsulfaat-ione reageer met nog 'n watermolekuule en dit vorm weer die hydronium-ioon en dan die sulfaat-ioon. Wat? Hierdie ding het nie met hom gereageer nie. Maar hy het met 'n ander watermolekuule gereageer. Ja? Hoekom is dit 2 minus? Hierso was hy perfek, né? Nee? Toe hy waterstof is mos 'n positiewe ioon. So toe hy 1 positiewe ding weggegee, so toe word hy 1 minus. Toe gee hy nog 'n positiewe ding weg, toe word hy 2 minus. Nog 'n vraag? Ja? Juffrou, hoekom is dit nie 'n dissosiasie? Hoekom dissosieer hy nie dan hy dink nou sulfaat is mos nie liquid. Ja, maar so dis wat hulle gedog het back in the day gebeur. Maar toe hulle inzoom en kyk na die molekules, so sien hulle eintlik reageer hy met water. En hy reageer nie in die teenwoordigheid van water nie. So op die einde van die dag as jy hierdie gaan doen, dan gaan dit nie 'n verskil maak in jou somme nie. Jy gaan somme met hierdie doen. Maar wat werklik gebeur is nie opbreek nie, dis reageer met. Okay. Maar So suur, as jy hoor suur, reageer met water. okay. Omdat dit is swaalsuur, maar die vorige was magnesium sulfaat. Sulfaat, so is nie suur nie, hy's 'n basis. Okay. Okay, goed. So, in netto, soos in accounting, rekeningkunde, tel jy mos bymekaar al jou dinge. So nou gaan ons kyk hierdie 2 reaksies, wat kan ons bymekaar tel, wat kan mekaar uitkanselleer. Dan sien jy hierdie ding en hierdie ding is aan albei kante van die pyltjie. So hulle kan mekaar uitkanselleer, né? So dan sit ons oor met hom, 2 van hom, 2 van hom en 1 van hom. So ons sit oor met swaalsuur, reageer met 2 waters om vir jou 2 hydronium-ione te vorm en die sulfaat polyatomiese ioon te gee.
Okay? Goed, so, wat het ons nou geleer? Swaalsuur. Nee, dis sy naam Bernard? Ja. Is 'n diprotiese suur. Wat beteken dit? Die beteken 2. So hy gee 2 waterstowwe weg. Nou dit kan gebeur in 2 stappe, as wat werklik gebeur, of ons kan die netto reaksie net gaan neerskryf. So omdat dit 'n diprotiese suur is, gaan dit 2 watermolekules nodig en dit gaan vir jou 2 hidronium-ione vorm. Nou wil ek gou vir jou vra, wat's fout, Louis? Jy kan, maar dan was die vraag. So hulle kan vir niks om vra, skryf die eerste ionisasie stap nodig. Of hulle gee vir die eerste en hulle vra vir jou skryf die tweede ene. Of hulle kan vir jou vra skryf die netto ene. So, it depends. Nou is my vraag, sê net maar jou verhouding, jou mol verhouding is vir water het jy, vir swaalsuur het jy 0.25 mol daarvan. En water het jy ook 0.25 mol daarvan. Watter een sal eerste opwees? Watter een gaan jou beperkende reaktant wees? Okay, almal wat sê swaalsuur steek op jou hand. Almal wat sê water steek op jou hand. Watermense is reg. Want vir elke een van hierdie nodig jy 2 daarvan. So vir elke een vat jy 2. So as ek hierso sê meisies seuns, vir 1 seun 2 meisies, 1 seun 2 meisies. Dan gaan die meisies vinniger opwees. Ja, ons weet nie, ek het nou nie getel nie, maar ek neem aan meisies. Okay. Nee, jy nodig meer water. Vir elke een swaalsuur nodig jy 2 water. Nee, jy het nie. Dis hier die resep wat jy jou resepteboek oopmaak. Sjap? Okay. Goed, nou is ons by hierdie ouetjie. Riku, ioniseer of dissosieer en sy naam asseblief. Dissosieer en Oepsie. Ammoniumkloried is reg. So ammoniumkloried, solid, gaan dissosieer in die teenwoordigheid van water en dit gee vir jou die ammonium-ioon en die kloor-ioon. Okay. Ek gaan net vinnig kyk wat is F. Okay. F moes jy ook nie gedoen het nie. Maar Louis was wakker nou net ook verduidelik het. Hy het regtig aandag gegee het ek gesien. Louis, sê vir my, gaan hierdie ding ioniseer of dissosieer? Hy gaan ioniseer. En wat is sy naam? Nee, jy gaan net vir Bernard mag bel. En ek gaan vir jou klou gee. Sy naam eindig met suur. Okay, en Bernard, my klou aan jou was, jy het nou net gehad, hierdie ouetjie. En wat was sy naam nou net gewees? Swaalsuur. Wat is hierdie ouetjie se naam? Koolsuur. Koolsuur, in Engels carbonic acid. Louis, het jy dit? Okay, dan Kruiten wil ek weet, is hierdie 'n monoprotiese of 'n diprotiese suur? Hoekom? Okay. Goed, dan Carissa, my vraag aan jou is, waar vind jy koolsuur in jou alledaagse lewe? Nou weet ek nie of jy dit alledaags gebruik nie, maar ek wil sê ten minste 1 keer 'n maand. Nee, nie so nie. Nie period goed nie. Ek dink net 1 keer 'n maand sal jy dalk iets gebruik wat koolsuur het.
Nee. Ja? Gaskoeldrank. So in gaskoeldrank spuit hulle koolstofdioksied, maar as dit te lank daarin is, maar dis nou baie lank, of as jy hom oopmaak, dan begin die koolstofdioksied te reageer met die vloeistof binne-in en dan vorm dit koolsuur. En dan vreet dit jou tande saam met die suiker. 1 keer 'n maand drink jy gaskoeldrank 1 keer 'n maand? Ten minste 1 keer 'n week? Alles. Ja. Ja, maar sê maar jy maak hom oop en jy drink hom dadelik, dan is dit beter as wat jy hom bietjie wag. Ja. Okay, goed. Wat sê jy? Maar as dit snaaks is, wil ek hoor. Ek hou van grappies. So snaaks nie. Ja. Maar net gepraat, gesê, dan sê jy is slim, want hy down altyd sy kouks. En dan burp hy kliphard. Baie keer. Okay, dan wil ek by jou hoor, Aljanay. Daai ion wat daar vorm, daai ene. Wat is sy naam? En dan wil ek hoor, waar trek ons, Sean? Wanneer hierdie ion met natrium reageer, wat vorm? En dis iets wat jy in jou huis het. Ja. Die een met die plus, maar die een voor... Nee, ek wil nie die plus hoor. Maar die vir maar verander sy naam as hy 'n Venus word. As die, soos hy, die oor... Ja. Kan iemand, call a friend or the audience, 50-50? Is dit waterstofkarbonaat of bikarbonaat? Bikarbonaat. Waterstofkarbonaat of bikarbonaat en daar's jou clue, Sean. Wat vorm wanneer hierdie met hierdie reageer? Hulle raaisgoed vat en sê bicarbonate of soda. Yes, perfect. Koeksoda. Sodium bicarbonate. Okay, julle met my? Was dit makliker die tweede ronde met daai goed in? Okay, ek wil net gou vinnig kyk wat is by G. Is dit G? Ja. Okay, ek wil hoor, Neil. Wat gaan gebeur en wat is sy naam? Juffrou, gaan ek dissosieer? Hy gaan dissosieer want hy's 'n sout of 'n solid, ja, en sy naam? Kaliumkloried. Pragtig. Kaliumkloried. So jy vat kaliumkloried solid in die teenwoordigheid van water dissosieer hy in die kaliumion en die kloriedion. FGH. Gaan net vinnig kyk wat daar. Dan Cameron. Wat is daai ding se naam? En gaan hy ioniseer of dissosieer? Hy gaan... Ek dink hy gaan dissosieer. Ja, hoekom? Want hy is 'n solid. Hy's 'n solid. En dan sy naam, natrium, Natriumnitraat. Wat is sy kleur, weet jy? As jy nou wille raaiskoot moet vat, nie wild nie, 'n raaiskoot moet vat van al die chemikalieë wat daar agter staan. Wat is meeste van hulle se kleur? grys. Wit. 10 alles wit. Behalwe as dit koper en het, dan is dit blou. Kyk. Goed, graad 11. So weet ek nou nie, julle volg my notas agterrol nie. Ek nou almal sy behalwe julle sit, nee ek het. Wat 'n hoofstuk was hierdie gewees? Hoofstuk? Okay.
volgende hoofstuk se naam is kwantitatiewe chemiese berekeninge. Weet jy? Oei, shit, nummer 3 en 5, sorry, ek sou vergeet het. Vat een stuur aan, dankie. Kyk, nommer 3 en 5. Nommer 3 vra hulle vir jou, verduidelik hoekom koolstofdioksied gas wat gebruik word in gaskoeldranke slegs effens oplosbaar in water is. Ons het gister oplosbaarheid gedoen. Wat trek ek met my vraag? Ethan? Oplosbaarheid. Het ons gister gedoen en ons het gekyk waarna om te kyk of hulle in mekaar gaan oplos of nie oplos nie. Kan jy onthou? Jy mag net vir Lara vra. Nie Lara het gefokus want jy het nie voorgestaan. Oplosbaarheid. Kyk ons waarna. Ja, Ethan, jy moet begin wakker word. Oplosbaarheid kyk jy na polariteit. Jy kyk as hulle albei polêr of albei nie polêr of ionies of wat ook al. Okay? So nou moet jy gaan kyk koolstofdioksied. So hierdie ek gaan nou my antwoord daarso skryf, hoor. So jy moet 'n mooi antwoord saam met my check. Koolstofdioksied se Lewis-struktuur of se Cooper-notasie lyk mos so. Nee, hy is so reguit lyn. Wat beteken hy is simmetries? Wat beteken hy is nie polêr. So hy is nie polêr en water is wat Urban? Polêr of nie polêr? Polêr. So, koolstofdioksied is nie polêr, water is polêr, gaan hulle mekaar oplos? Nee. So, nie dieselfde polariteit nie, dis nie oplosbaar nie. So, hoekom gaan hulle na 'n tydjie mekaar oplos? Dit gaan oor die drukking en die hoeveelheid gasdeeltjies en wat daarin is. So, jy sal ook sien, gaan check 'n bietjie baie dankie. As jy verskillende, ek weet nie wie van julle drink sparkling water nie, maar as jy verskillende sparkling waters vat, het hulle verskillende hoeveelheid gasborreltjies in. Party van hulle soos voel jy te veel, party te min. Draai om en dan kyk jy die pH ook, want die hoeveelheid gasborreltjies beïnvloed ook die pH. En laat hulle dan doen 'n eksperiment, laat hulle almal oop staan en dan proe jy na 'n tydjie hoe proe hulle en jy sal proe hulle word suur, hulle proe nie meer lekker nie. Okay. Goed, dan vraag 5. Hoekom is waterstofgas slegs effens oplosbaar in water, terwyl waterstofkloried of soutsuur baie oplosbaar is? Kylie. Waterstof is nie polêr. Ja. Water is polêr. Soos omdat dit nie polêr en polêr is, gaan dit oplos. En het jy gepraat van soutsuur? Ja, gaan soutsuur is polêr. Polêr en water is ook polêr, so hulle los op in mekaar en hulle los nie oplos nie. Okay. Nou ek praat baie vinnig hierso. Of my antwoord is baie vinnig hier, maar as jy 'n eksamen het antwoord, hierdie vraag gaan 3 of 4 punte tel, maar ek dink nie 3. So jou 3 punte gaan vir 1 punt gaan vir die feit dat jy albei se oplos se polariteit noem. Dan die volgende punt gaan vir polêr los op in polêr. Nie polêr los nie op in polêr nie. Daai beskrywing en dan so daar's jou derde punt en dan jou vierde punt gaan dis los hulle nie in mekaar op nie of dis los hulle in mekaar op. Okay. So jy moet dit in volle beskryf. Dit voel vir jouself herhaal en soos dis obvious, maar jy moet dit in volle beskryf. Alright, goed, dat julle almal nou nuwe notas gekry, Engelse notas. Dit is my jy baie omtrent vir my. Okay. Goed. So graad 11. Hierdie hoofstuk, as jy so vinnig daardeur loer, dan sien jy daai eerste paar bladsye het jy actually al gedoen in graad. Wat is 'n graad? Graad 10? Okay.
So jy het hom al gedoen in graad 10 tot en met bladsy, ek wil vir jou sê bladsy 9. Nee, bladsy 10 is letterlik presies gekopie uit jou graad 10 notas uit. Okay. Het jy dit nie gedoen nie? Nee, Louis sê hy het nie. Aljana, jy het dit verseker gedoen. Jy jok, Louis. Anyway, goed, nou, dames en here, as jy nou wakker was, dan sou jy sien, ek het nou geskiep bladsy 16 in hierdie hoofstuk, want hy pas baie goed by hierdie. Gewoonlik sou ons teen Junie tot en met bladsy 16 klaar gemaak het en maar ons het nou self nie gedruk nie. So ek gaan ergens sê, teen die en môre sê, gaan vir my na bladsy 16 toe, dat ons gou hierdie bladsy klaar maak. Okay, want hy pas by hierdie hoofstuk. Is jy met my? Okay, so moenie hierdie hoofstuk by die huis los nie. Ons gaan albei saam doen, 10 teen 1, en nie môre nie, want môre is Saterdag en ek sien julle Maandag eerste periode. Okay, hoe laat lê die klok, weet julle? Wag net gou, daar's tye gestuur. O, die klok lê nog lank nie. Kan dit wees? So ons kan aangaan. So kom ons doen dalk gou, het julle nou hierdie weggepak? Kom ons doen dalk gou bladsy 16. Dan is hy sommer klaar. Okay. So, ons gaan kyk na konsentrasies. En hoekom is konsentrasies by hierdie hoofstuk ingewerk? Want ons het gekyk na oplossings en as jy goed moet oplos in water. Okay. Nou, hierdie definisie daar is die definisie van 'n standaard oplossing. Dit is sy definisie. Nie die definisie van konsentrasie en die definisie van standaard oplossing is een waarvan die konsentrasie bekend is. Okay? So as jy nou hier voor kyk, dan sien jy ek het hier 'n paar oplossings en hier het ek kalkwater. Wat gebeur met kalkwater as jy daardeur blaas? Nee? So, het ek kalkwater. Hierdie is nie 'n standaard oplossing nie, want ek het net dit gemeng net soos wat ek wil. So hy is nie 'n standaard oplossing nie, maar hierin moet ek nou 2 molare mol, nou worry nie, soutsuur aanmaak en hierdie sal dan 'n standaard oplossing wees. Okay. Goed. Dan, hoe bereken jy nou weer konsentrasie? Dit is alles goed van graad 10. Daar is jou konsentrasieformule, is mol oor volume. En dan is daar 'n formule om mol uit te werk, is massa oor molare massa. So as jy daai formule binne in daarin gaan sit, dan kry jy hierdie formule. En hulle albei sal op jou datavel wees. Okay? Konsentrasie is mol per kubieke desimeter. Mol is alweer in mol, volume is in kubieke desimeter. Molare massa van stof is in gram per mol op jou periodieke tabel en klein m is in gram. Wat wil ek vir julle nou gevra het, sê nou maar hulle gee vir jou iets in kubieke sentimeter. Dit is dieselfde as milliliter, né? Ons soek dit in kubieke desimeter wat dieselfde is as liter. So hoe gaan jy van milliliter na liter? Maal 10 to die mag minus 3, want dis dieselfde op te gaan soos sê nou maar van milligram na gram, of te gaan van millimeter na meter. Jy deel deur 1000. Okay, kom ons kyk gaan na die voorbeelde daar. Dit sê, wat is die massa natriumkarbonaat wat nodig is om 250 milliliter van 'n soveel mol per kubieke desimeter oplossing te maak? Wat trek ons met 'n vraag? Lara, het jy nou iets geantwoord? Nee, jy het nie. Lara, infotabel. Geef my enige iets wat ek in my infotabel kan sit. En waar pas dit? Dit pas by wat? Watter ding is dit? Dit is volume. Volume. Goed, Nadia, geef my nog iets. Juffrou, anders nie natriumkarbonaat se molare massa. Yes. En terwyl jy dit gesê het, bereken dit gou sommer vir ons asseblief. Dan is ons terug by Lenay. Wat kan ons nog insit?
ek 'n massa. Dit is die vraag. So jy sit M vraagteken. Dis belangrik om te weet wat die hel hulle vra. En dis wat baie keer julle probleem is as julle weet nie. Konsentrasie is 0,1. 0,1. Het jy hom al Nadia? Nog nie. 106. 106. Het iemand van Nadia gecheck? Ons stras vir niemand nie, hoor. OK, so ons het konsentrasie is massa oor molêre massa maal volume. Die konsentrasie is 0,1. Die massa wil ons uitfigure. Die molêre massa is 106 en die volume is 0,25 of 250 maal 10 to the mag -3. En dan wat kry jy vir die massa Tasmia? En jou eenheid? Mooi. Check. Kyk. Nou vra hulle vir jou 9.5 gram magnesiumkloried. Nou daar is 'n fout. As iemand daai fout kan optel, kry jy 'n sweetie. O, blikkies. Wat is die fout? Ja, Rico. Magnesium 2 Magnesium kleur 2. My lukke hier. Dis tussen julle twee. Kyk. Goed, so dis magnesium kloried 2 want magnesium is in groep 2 so hy's +2. Kloor is in groep 7 so hy's -1. OK, magnesiumkloried word opgelos in water om soveel oplossing te maak. Wat is die kloried-ioon se konsentrasie in die oplossing? So, hierdie vat hom nou 'n bietjie verder. Hierdie vraag sal 4 of 5 punte tel. OK. Wat trek ons met ons vraag? Hoe meer dan? Gee vir my enigiets wat ek in my infotabel kan sit. Yes, kort nie, nog iets. Die volume 500. Los is dit dink 'n bietjie sin. Ja, so dit word nou 10. Goed. Wat gaan nog in ons infotabel Lenay? Die molêre massa. OK. Bernard, wat is die vraag? Die konsentrasie Van wat? van kloried. OK, so ek dink ek het hierdie al vir julle gesê, kan nie nou nie, maar konsentrasie het ons 'n afkorting of 'n simbool wat ek al. Dis hoekige hakies. So as jy konsentrasie van sê, dan kan jy dit in hoekige hakies sit. Konsentrasie van die kloried-ioon. OK, so hoekige hakies beteken dit. Dit is die vraag. OK. Nou Rico, sit ons met 'n probleem. Al hierdie inligting wat vir ons gegee is oor wat? Is oor magnesiumkloried. En die vraag is magnesiumkloried-ioon. So hoe gaan ons doen? Dis die magnesiumkloried se uit en dan verhoudings. Yes, mooi. Okay, Lenay, wat is die molêre massa? 48. Nee. Het jy 2 klore ingesit? So dis 71 plus 24. Dis 95. Okay, so, wat sy naam? Rico het gesê ons gaan eers kyk na die konsentrasie van hierdie hele ding, magnesiumkloried, is massa oor molêre massa maal volume en dit is 9.5 oor 95 maal 0.5 en wat kry jy dan, Louis?
0.2. So dit is magnesiumkloried se konsentrasie, maar ons wil die klorietion se konsentrasie. So waarna ons gaan kyk is die dissosiasie reaksie. Die dissosiasie reaksie. So magnesiumkloried, as hy in water opgelos word, kry jy die magnesium-ioon en 2 kloried-ione. So die molverhouding is 1 van hierdie, gee vir jou 1 van daai en 2 van daai. Hol op, juffrou. 1 ding is gelyk aan 3 dinge. Is hierdie is gelyk aan? Nee, dis mos soos wat ek vir jou sê, jy het 'n mannetjie, en ek gaan die mannetjie nou uitmekaar uithaal, dan kry ons 'n kop, 'n lyf, 2 arms en 2 bene. So, 1 ding gee vir jou 6 dinge. Dis nie 'n is gelyk aan teken nie. Dit is 'n verhoudingsteken. 1 ding produseer soveel dinge. Is julle met my? Ja? Nee? Kyk, so die verhouding is 1 molekuule gee vir my 2 kloried-ione. So sy konsentrasie is 0.2, dan is sy konsentrasie 0.4. Nou, jy kan nie dit net so los nie. Jy gaan sê, dit wil sê, die kloried-ion se konsentrasie is 0.4 mol per kubieke desimeter. Jy moet die eenheid bysit. Sjap, dan is ons klaar met hierdie hoofstuk.